Alright, baie welkom ook vir almal wat saam met ons aanlyn vandag is. Jy kan jou Bybel oopmaak by Psalm 123. Psalm 123. Jammer nou vir die mense wat by die troue was gister. Nou ja, die gaat ons met hom weer. Hooplik sink daar vanoggend meer in is as gister. Ja, ek dink ek gaan vir Pieter. Pieter, wil jy nie vir ons die diens kom vat nie? Ja. Alright, Psalm 123. 'n bedevaartslied. Die oog na bowe. So as jy hierdie lied lees, moet jy verstaan wat 'n bedevaartslied beteken. Bedevaartslied beteken terwyl die volk besig is om op te gaan na Jerusalem toe vir 'n fees. En by die fees wil hulle met die Here ontmoet, want almal het opgegaan na die tempel toe. Dit was die groot argument tussen die Jode en die Samaritane. Is dit die berg wat jy ontmoet vir by die Here, of is dit by die tempel? En as die volk opbeweeg, die Jode opbeweeg na Jerusalem toe, dat hulle sekere liedere gesing om hulle harte voor te berei om met die Here te ontmoet. Ons is besig met die reeks oor gebed. En ons is besig by die tweede dag of die tweede aflewering van hoe moet ons bid. En met die hoe hardloop almal eers na die Onse Vader toe. Ons gaan by die Onse Vader uitkom. Moenie worry nie. Nie laat ek enigstens die Onse Vader afskiet nie. Ek dink nie daar's baie meer om te sê oor hoe ons moet bid. Want daai hoe vloei vanuit 'n spesifieke toestand van my hart. En daarom het die volk hierdie liedere gesing, hierdie bedevaartliedere, om hulle harte reg te kry. Yes, om Bruce. Asseblief. Dis nie net daaroor die Psalm 121 byvoorbeeld lees. Dis ook omdat hulle waar hulle opkom na Jerusalem toe, word hulle oorval deur rowers. En hulle vra God se beskerming vir hulle op daai pad. Op daai pad. Ja. Dis voorbereiding van die hart, maar ook beskerming op die pad. Van die liggaam. Ja. Kosbaar. Ek het eers daaraan gedink. Die barmhartige Samaritaan song. Ja. So, wanneer ons na die Here toe nader in gebed, is ons daar om met die Here te bespreek wat in ons lewens aangaan, en so vinnig as moontlik dit af te handel, of kom ons eers op 'n plek wat ons hart voorberei, in lofsang voor die Here. Beteken nie jy moet 'n lied sing nie, maar dit kan ook beteken dat jy 'n lied sing. En net jou hart reg kry. Sê Here, ek gaan nou tot U nader, maar ek weet met wie ek praat. Dis nie 'n mens nie. Dis nie, as ek respek het vir my leiers, hoeveel te meer respek moet ek hê vir die Here? En agting vir wie hy is. En daarom skryf die psalmskrywer die volgende. En onthou, ons fokus is nou gebed. So hou die gebed in jou hart. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel is, in die hemel troon. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here, onse God, totdat hy ons genadig is. Wees ons genadig, o Here, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting. Meer as versadig is ons siel van die spot van die oormoediges, van die veragting van die trotsaards. Net 4 versies. 'n bedevaartslied wat bestaan uit net
4 versies. Ek lees 'n dingetjie nou die dag, wat iemand skryf, ek dink dit is Charles Spurgeon wat dit skryf. Hy sê, nou, dan praat hy eintlik oor die kosbaarheid van die tollenaar en die fariseer wat in die tempel staan en bid. Julle ken daai gedeelte, né? Dan sê die tollenaar sê die fariseer mos, o Here, dankie dat ek nie is soos hierdie tollenaar en soos al hierdie ander mense nie. Dankie dat ek my 10de kan gee en dankie dat ek kan vas en dankie. Hy's besig om te praat vanuit 'n trotse plek, uit 'n vol van homself, beter as ander mense plek. En dan kom die tollenaar mos wat 'n belastinggaarder is, 'n SARS-agent. En hy slaan op sy bors en hy sê, o Here, wees my sondaar genadig. Net daai sinnetjie wat hy sê Jesus, hierdie tollenaar, meer as die fariseer, gaan huis toe geregverdig. Hoekom? Want Charles Spurgeon sê daar, hy sê 'n opregte gebed vereis 'n opregte hart. 'n lang relaas van 'n klomp woorde vanuit 'n hoogte is soos iemand wat poetry, dit is in Afrikaans, poesie voorlees met die mooiste stem en die mooiste voordrag, maar het nie 'n idee waaroor die gedig gaan nie. Nie 'n idee van uit watter plek dit geskryf is nie. Ken nie die skrywer nie. Ken nie die intensie van die skrywer se hart nie, maar kan mooi voordra. 'n Opregte gebed het nie baie woorde nodig nie, maar die woorde wat daar uitkom, moet vloei vanuit 'n hart wat 'n begeerte het om te praat met sy Skepper, sy Verlosser, sy Here. Jy sal sien later in hierdie verse, dan sê hulle, ons oë is op onse God, die Here, onse God. Nie sommer net op God nie, dis onse God. En ek wil hê jy moet vanoggend saam met my deur hierdie 4 verse stap. En jy moet asseblief saam met my gesels oor wat die Here in jou hart sit, want iewers deur vanoggend wil ek met jou baie moeilike dinge in my eie hart deel. En ek wil met jou opreg en eerlik wees in die lig van dat ons nou in 'n tyd is en dat iemand gisteraand gevra het, soos ek vir julle vroeër vandag gesê het, hoe moet ons nou iets opgee in hierdie tyd? Hoe moet vas nou lyk? Oor die wêreld heen is daar mense wat nou in vas ingaan op 'n sekere manier, doen afstand van koffie of tee of enigiets om nou vir hulle te laat beter voel dat hulle saam met Jesus in sy lydingstyd ingaan. Maar soos gesê kan ons nie die lydingsbeker drink nie. En omdat geen mens die lydingsbeker kon drink nie, moes God sy seun stuur. Want net die een wat sonder sonde is, kon vir ons die sondeprys betaal. En al die mense is gebore in sonde. So voor die grondlegging van die wêreld het die Vader bepaal, my seun, jy's die enigste een wat kan gaan. En wat vlees kan word en onder hulle gaan woon. En 30 jaar saam met hulle stap, net soos wat hulle is. En net soos wat jy is. Hulle gaan jou leer ken as die skrynwerker se seun. Dan gaan jou leer ken as die seun daar van Josef en Maria van Nasaret. Dood normaal, sonder om te weet hoe die laaste 3 jaar van jou lewe gaan lyk. Sonder om te verstaan hoekom jy hier is. En jy gaan daai beker moet drink namens hulle. En wanneer ons na Psalm 123 kyk, moet ons dit in gedagte hou. Want wanneer die volk optrek na die tempel toe om te gaan aanbid, dan is daar in hulle hart ook 'n begeerte na 'n verlosser wat moes kom. Ek en jy leef in die kant waar daai verlosser gekom het. So wanneer ons in gebed optrek in ons hart, optrek na die Here toe, en ons sing 'n bedevaartslied, dan kom ons en ons sê, Here,
Ek nader tot die een wat die werk afgehandel het. Dis nie iets waarvoor ons wag nie, dis iets wat ons ontvang het. Maar in die lig van die werk wat hy gedoen het, afgehandel het, is daar nog in my en jou onafgehandelde werk waarvoor ons 'n verlosser nodig het. Ons nader nie oor die werk wat hy klaar gedoen het nie. Ons nader om dankie te sê vir die werk wat hy klaar gedoen het, om ons te vergewe, maar nou vra ons om, Here, kom doen ekstra werk hier. Want geen een van ons kan ooit sê dat ons het gearriveer nie. En as enigeen van julle sonder sonde is, kom sê my, ek begeer dit ook. En sonder foute, elke dag in ons lewens. So ek slaan my oë op tot hom wat in die hemel troon. My hart fokus op 'n God wat verhewe is bo enige iets anders. In die proses wat ek my oë opslaan, by default haal ek my oë af van wat onder is. Wanneer ons Kolossense lees, dan sê dit die vleeslike mens bedink vleeslike dinge. Ek dink is Kolossense, help my reg? Maar die geestelike mens bedink geestelike dinge. Wanneer die woord sê, bedink die dinge daarbo waar Christus is, nie die dinge hier onder op die aarde nie, dan is dit wat Psalm 123 vir ons sê, ek lig my oë op. Dit beteken nie ek is blind of doof vir die realiteit op die aarde nie. Dit grief my as iemand se neus loop en hy siek en sy oë is bloedrooi van die sinusse en al die goeders, maar nee, ek is nie siek want die Here het my genees. Jy's siek, man. Jy's geestelik genees. Maar jy's nou siek en daarom kan ons vir jou bid. Moenie die realiteit probeer wegkyk nie. Daar's 'n realiteit in my en jou lewe. Dis 'n realiteit wat finansies behels. Dis 'n realiteit wat gesondheid behels. Dis 'n realiteit wat onseker ekonomiese tye behels. Onseker politiese tye behels. Oorloë en die gerugte van oorloë. Dis 'n realiteit wat verhoudings behels. Dis 'n realiteit wat hartseer behels. Daar's soveel realiteite rondom ons. En in gebed is daar 'n lieflike plek wat ons gesê het in Hebreërs 4 vir ons staan, nader tot my troon. Interessant, dieselfde woord. Tot my troon met vrymoedigheid om daardie realiteite te bring, maar ek wil nie daar begin in my gebed nie. Want die oomblik as ek daar begin, is my fokus hier. My fokus is nie op hom wat troon bo alles uit nie. En daarom, geliefde, wil ek jou nooi om jou gebedslewe anders te begin. Die Here het 'n begeerte om jou hartsake uit te hoor, elke een van hulle. Maar hy het ook 'n begeerte dat jy hom herken vir wie hy is, nie net vir wat hy vir jou kan doen. En wanneer ek begin, moet ek slaan my oë op. Dan kan ek ook sê, op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons kan vele van hierdie goed aanhaal. Alles beteken, ek weet dit is hier die realiteit, maar nou kyk ek na hom, wat verhewe is bo my realiteit. Ek kyk na die een van wie ek afhanklik is, ek kyk na hom. En ek besef, in hom is alles afgehandel. Alles waarmee ek hier nou sukkel en suffer, is in hom afgehandel. Maar hy gaan dit nie noodwendig net wegvat, om my lewe beter te maak nou hier nie. Want daar's dinge wat hy wil bereik deur die toelatende wil van God, waaroor ons ure kan gesels en baie mense met mekaar verskil. Ek probeer dit nie ingewikkeld maak met myself nie. Vir myself, ek sê die realiteit is hier, of ander mense dit veroorsaak het, en of ek dit veroorsaak het, en of die Satan dit veroorsaak het, en of die Here dit toelaat, is alles vir my irrelevant, dit is nou hier. En nou wil ek die Here vertrou om dit
ten goeie te laat meewerk, maar om hom te kan vertrou, moet ek eers sê, hy is vertrouenswaardig. Hy is by magte om te kan doen, ver meer as wat ek bid of vra. Dit is hy, die krag en die mag en die gesag is op hom wat troon in die hemel, bo oor enige vorm van realiteit. En daarom moet ek oor hierdie goed dink. Ek kan nie net 'n vinnige dingetjie doen en ek gaan aan nie, want al wat ek dan doen is ek sis my gewete, dat ek het mos vir die Here gegee, al my bekommernisse. Nee, jy het nie, jy het hom genoem. Ek slaan my oë op tot U, wat in die hemel troon. En dan sê hy, kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres. Wat beteken dit? Sien 'n koning op 'n troon. As jy al flieks gekyk het, ek is mal oor hierdie middeleeue flieks, ek is mal daaroor. Die enigste ding waarmee ek 'n groot probleem sou gehad het na daai tyd is dat daar nie spoeltoilette was. Ek het wag, elke keer as hulle so sien, dan dink ek, genade, hoe ryk daai ou se slaapkamer uit? Dis skrikkelik. Ek weet nie hoekom ek as ek goed dink, Tanya. Maar ons het Algerië 2012 Algerië uitreik. Nou sê die toerleier vir ons, en julle moet onthou, Algerië is Noord-Afrika, dit is primitief. Julle moet julle koppe reg kry. Dis hurktoiletjies. As daar is. Ek gaan nou nie dit herhaal nie. Maar dis oop. Dis oop lang draadjies waarop jy gaan sit. En as jy langs die paadjies afstap, die grondpaadjies, dan het hulle 'n rabbit toilets, menende, dis letterlik net 'n afdraaipaadjie van die pad af en jy hurk daar en jy staan op en jy loop verder. Sien, toiletpapier, daar's niks. So ek moes my kop geweldig voorberei vir dit. Verskriklik. Ek hou nie eens van 'n lughawe toilet nie, man. Wat nog te sê van 'n Arabiese toilet? Wat beteken 'n mens se kop kan so vinnig beweeg na wat my gemak is en waarmee ek ongemaklik is. Ek kan so vinnig beweeg van, Here, stuur my tog net nie in dit in nie. Regtig? Het jy al gelees hoe die martelare wat hulle gedoen het met die martelare? Hoe seker, wat is hy ou se naam wat in Japan toegesluit is? Wat die is dit hy? Is dit hy wat hulle in die sewage gesit het, wat hy dit moes meng, in die dreine gesit het, wat hy moes roer. Hy moes stap en hy moes roer. Hy sê dit was vir verskriklik, tot hy agtergekom het, niemand pla hom as hy daar is. Niemand pla hom as hy daar in die middel van hy is nie. Niemand wil naby hom kom nie, want hy stink. So hy kan worship. Hy kan die Here aanbid en hy sê, toe raak dit sy aanbiddingsplek. Toe raak die vuil goed van die wêreld, raak sy aanbiddingsplek en hy kan nie wag om daar te kom nie. Want hoekom? Hy slaan sy oë op na die een op die troon. En wanneer jy dit sien, dan sien jy 'n koning wat sit op 'n troon. En jy sien die mense wat rondom is, wat sy diensknegte en sy diensmaagde is. Wie wat doen hulle? Hulle hou hom dop. Wanneer gaan hy beduie, ek benodig iets. Ek is reg wanneer u iets vra om dit te doen. Ek is tot u diens en beskikking. En wanneer dit 'n diensmaagd is waarvan hulle praat, dan is dit maar net 'n diensmeisie wat kyk na haar meesteres, wat sê, wanneer verlang ek jy iets van my, mevrou? Ek is reg om te dien. Dis die ingesteldheid van 'n dienskneg teenoor die ingesteldheid van 'n koning. Ons het net een koning, maar baie mense dink, ek is die koning. So almal moet rondom my vir my dien. En voor jy vir jou kom kry, dan pas jy dit toe op jou gebedslewe, wat beteken, jy's hier en die Here moet net spring wanneer jy iets wil hê. Nog erger, ons word geleer om spesifiek te bid vir die begeertes van ons vlees.
En dan gebruik ons die woordjie amen op die einde, wat beteken, mag dit so wees, en ons vertaal hom na, dit sal so wees. So ons begin met hierdie vermenging van 'n aardse teologie, met 'n hemelse teologie, en ons begin draai die goed om, en ons begin sê, ek het hierdie mout in my hand, en die Here moet doen wat ek wil hê. Been there, done that? Was baie lank in die charismatiese beweging gewees, om te weet hoe dit werk. Daar's geen eer vir die Here daarin nie. Al die eer kom jou toe. Want jy is mos die kroon van sy skepping. En hy wil net die beste vir jou hê. Kan ek jou sê wat gebeur met dit, my geliefde? Wat kan ek jou sê wat met my gebeur in daai beweging? As jy begin verwagting skep van hoe hierdie God jou moet bedien, en wat hy vir jou moet doen, en wat 'n deur hy vir jou moet oopmaak, en hoe hy vir jou moet sorg, tot op die punt wat nie een van daai goed realiseer van daai verwagtings nie. Raai wat lê net agter 'n onbeantwoorde behoefte of 'n ongerealiseerde verwagting. Daar lê frustrasie. Jy raak gefrustreerd met hierdie God wat nie doen wat jy wil hê nie. En jy raak nie mekaar. Jy raak verward, want jy het so vasgeglo, hy gaan dit doen. En toe doen hy dit nie. Maar jou hart was nie op hom nie, jou hart was op jouself. Jou begeerte was nie dat hy meer van homself in jou werk nie. Jou begeerte was dat hy vir jou gee wat jy wil hê. En jy quoteer daai verse een vir een net so, maar totaal al uit konteks uit. Van wat dit beteken. Nie Psalm 123 nie. Psalm 123 sê, wanneer ons hom sien as onse God, dan is ons oë so op hom as diensknegte en diensmaagde vir hom. Here, wat verlang u van my? Waarheen wil u my stuur? Wat kan ek vir u doen? Spreek Here, want u diensknegt luister. Jeremia, stuur my, Here. Kyk, my oë gaan oor die aarde. Wie sal ek stuur? Here, stuur my. Okay, bou. Na die dreine toe van die wêreld. Na die mense toe, wat as hulle by daai mense verbyry, dan sê mense, kyk daai ou. Kyk hoe stink hy, kyk hoe lê hy hier so langs die pad. Ja, bou na hulle toe. Mense wat nie geag word nie. Sal jy gaan? Sal jy nou, as die oproep kom, dat die Here wil jou stuur, daar waar die koels nou vlieg, in Iran, die Here sê, gaan nou. Ek stuur jou. Het jy al jou hart getoets rondom dit? Is dit eerste my gemak? Of is dit eerste sy wil? En voor jy dit gaan doen in die klein goedjies, jy gaan jy dit kan doen in die groot goedjie. Jy moet kan gaan en gaan doen as die klein, eenvoudige, ongemaklike opdrag hier deurkom. As jy nie kan gee van die R5 in jou beursie nie, gaan jy nie kan gee van die 5 miljoen nie. Dis 'n beginsel, dis nie 'n randwaarde nie. As jy nie kan weggee van dit wat jy genoeg in jou kas van het en iemand anders niks van het nie, gaan jy nie kan omgee vir mense in die breër nie. En dan kom ons by die belangrike een vir my. Terwyl hierdie psalmskrywer sê, soos die oë van die knegte op die hand van hulle heer en die oë van die diensmaagde op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God totdat hy ons genadig is. Hoe lank hou hy sy oë op die Here? Vir 5 minute? Hoe lank nader hy tot die Here? Vir 1 uur? Kom nou. Totdat. Die woordjie totdat is die Engelse woordjie until.
Dit beteken up to the point in time or the event mentioned. Up to the point in time of the event mentioned. My taalkundige het my gekorrigeer. Pieter, sal jy net vir ons vertaal na Afrikaans asseblief? Dit is 'n tydsverloop tot by die punt van 'n gebeurtenis wat moet aanbreek. So hierdie volk is besig om op te beweeg Jerusalem toe. Hulle is besig om hulle harte voor te berei tot by die punt wat hulle die Here ontmoet by die tempel. Dis nie ons sing vinnige liedjie nou as ons klaar nie. Nou is my hart reg, nou kan ons rugby praat. Jy weet, Jerusalem het die naweek gespeel teen Palestina, wat was die skor? Het die Bulle dan die naweek gewen? Het hulle? Is hulle daarom 'n slag ietsie gewen? Ja, goed. So wanneer ek in my gebed ingaan met die Here, en my oë is op hom wat verhewe is en wat troon bo my aardse realiteit, dan is ek besig om te sê, ek kyk so na hom, tot by die punt, dat hy 'n sekere event in my lewe aankondig, of 'n sekere uitspraak gee oor 'n saak wat ek met hom bespreek. Een van julle geliefdes wat hier sit het my eendag gevra, hoekom moet ek meer as een keer vir die Here sê oor 'n saak? Ek moes nie doof, ek kan mos hoor. En dis waar, die Here is nie doof nie. Die woord sê sy ore is nie te doof nie en sy arm is nie te kort om te hoor wat hy sê, om te kan help, om te kan doen nie. Maar as ek dit een keer vir hom sê, wie vergeet eers daarvan? Nie die Here nie. Hoeveel keer ek dit vir hom sê, maak nie aan hom saak nie, dit maak aan my saak. Daarom sê Psalm 123, wanneer ek bid, en ons het al baie keer gepraat oor die woordjie om iets te deurbid, nie om oor iets te bid nie, om iets te deurbid, is om te bid tot dat, until daar 'n uitspraak kom oor 'n spesifieke gebeurtenis of 'n saak in my hart waaroor ek bid. Tot dat. Daar is 'n tydsverloop betrokke, maar is 'n onbepaalde tyd. Jy weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Daai uitkom van die Here dan gee wanneer bepaal kan ook negatief wees en dan moet jy dit kan aan. Amen. Ek wil hê bietjie later hierdie jaar gaan ek vir die selgroepe die boek laat lees van Dancing with Camels. Jy al gehoor van die boek? Nee? 'n hele reeks van goedjies wat jy gaan deurwerk, maar een van daai bladsy 189 as ek reg onthou, sê, die oomblik, as jy hom in gebed nader, gee jy hom die toestemming om te kan nee sê. Anders is hy nie die gesag bo jou nie. Maar in ons gebedsake is dit, ons vra net en ons soek 'n ja. Maar is hy dan nie God wat in sy groote wil kan sê, nee nie? En is sy nee dan nie ook goed nie? En as die uitkoms anders is as wat ek wil hê, is dit nie dan sy wil nie? En is sy wil nie verhewe bo myne nie? Skerm jou in die nee. Hy doen. Maar ons moet dit leer. Ek moes leer, terwyl my vrou in die hospitaal lê, moet ons eerste potensiële miskraam, en 'n vriend bel my, ek het dit al vir julle vertel, en sê vir my, Bou, vertrou jy die Here vir 'n uitkoms, of vertrou jy die Here? Dit beteken dood eenvoudig, bid ek, vertrou ek die Here, dat my kind sal lewe, maar dis 20 weke, is die lewensvatbaar nie? Ja, maar die Here kan enige doen, ja, hy kan. Of vertrou ek die Here punt, en ek los die uitkoms in sy hand. Want as ek sê ek vertrou die Here vir 'n uitkoms, wat is dit? Dis my terme. Dis my wil. Wie's eintlik op die troon dan? Ek. Wie moet my dien? Die Here.
Maar as hy op die troon is, en hy's God, en hy's koning, en hy die scepter, en ek is sy diensmaagd, dienskneg, en my oë is op hom, dan is dit ek vertrou u, punt. Die uitkoms is in u hand. Wat beteken, sê my vriend vir my? En dit was 'n baie belangrike dingetjie om vir my te sê. Hoe ek oor die Here voel, voor en na die uitkoms is presies dieselfde. Hoe ek die Here dien, voor en na die uitkoms is presies dieselfde. Hoe ek hom liefhet en respekteer en sien as God, voor en na die uitkoms is presies dieselfde. En weet jy wat? Daar's geen frustrasie nie. Want u wil geskied, nie myne nie. Sê Jesus in ons modelgebed, wat hy vir ons leer. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Wat nie beteken, ek mag nie my wil by hom laat nie, maar sy wil moet geskied. Totdat het 'n volhardingskomponent in hom. Wanneer ek bid tot die Here, dan bid ek in volharding. Moenie stop nie. Moenie moed opgee nie. Moenie bekommerd wees nie. Hou aan. Totdat, until die Here 'n uitspraak gee oor hy saak. Onthou julle die vroutjie, die weduwee wat na die onregverdige regter toe gegaan het. En hom geplaat, ammekatar, toe sê hy later, maar ek sal nie kan anders, hierdie vrou gaan my nie uitlos nie. En vertel Jesus die gelykenis om te sê, dat as jy wil verstaan, dat die regter sê, ek sal tog maar uitspraak in haar gee, voordat sy my kom klap. Ek sal uitspraak gee in haar saak. En sy het gesê, ek gaan u nie los, voor u nie uitspraak gee nie. Toe sê Jesus, dit is soos wanneer jy in die kooi is, en 'n vriend kom by jou aan en hy vra vir brood, want hy het kuiergaste gekry. Sal jy nie vir hom gee nie? Nee, ek is al klaar in die bed, my kinders is al in die bed. Nee, jy sal dit nog steeds doen, jy sal opstaan en vir hom gee wat hy nodig het. Hy sê, dit's wat jy moet verstaan rondom gebed. Is soos hierdie vrou wat volhard en aanhou, sy het 'n begeerte om die uitspraak in die saak te hoor van die Here, van die regter. En dit was 'n onregverdige regter. Ons bid na 'n regverdige een toe. Wanneer die hele wêreld te mekaar is, en al ons mense wat veronderstel is om in ons land polities na ons te kyk, is kriminele, en almal doen verkeerde goeders, dan is daar net een ding wat ek en jy onsself kan troos, en dit is, ons het 'n regverdige regter, 'n regverdige God, wat oor ons beslis. Ons hoef nie heel dag te loop praat, oor al die onregverdigheid wat rondom ons plaasvind nie. En by the way, geliefde, dis nie net Suid-Afrika se regering wat so lyk, die hele wêreld se regerings lyk so. Wanneer mense nie in Christus is nie, en hulle kry 'n magsposisie, gaan hulle dit misbruik vir hulle self. Money, sex and power, die bene waarop hierdie wêreld staan. Maar as iemand in Christus is, gaan hy sy magsposisie gebruik om ander mense te dien. So jy het altyd vir Jesus as die perfekte leier teenoor die res. En dan sien jy, die res is almal op hulle perde met hulle trone, en Jesus stap. En Jesus dien. En Jesus bedien, en die ander wil gedien en bedien word. Moenie laat jou gebed so lewe so lyk, dat jy die hele tyd bedien wil word, terwyl jy die geleentheid het om te dien nie. Want as jou oë so op hom is, dat jy reg is die hele tyd, om hom te dien, by the way, dan sê die woord, jou oë, die koninkryk en sy geregtigheid eers te soek, dan is Psalm 123 presies dieselfde as Matteus 6 vers 33. Dan sal al die res wat jy nodig het vir jou bygevoeg word automatically. Is dit nie amazing nie? As my fokus skuif van myself af na hom, voeg hy by wat hy weet ek nodig het. Nog voordat jy vra, weet ek reeds wat jy nodig het. Wow, Here. So ek kan maar net fokus op wat u wil hê, die res voeg u by.
Maar ek moet dit leer. Dis nie ingebou in my en jou nie. Dis nie vir ons geleer in Sondagskool nie. Ons moet dit self leer by mekaar, om die Here te kan soek, buitekant net wat ek nodig het. Om hom te kan soek, my oë op hom te plaas, myself uit te lig, geestelik, bo hierdie wêreld, en met die siel sê, ek kyk nie nou na hierdie wêreld, ek kyk nie nou na my borgers wat uitdruk nie, ek kyk nou na die Here, want ek weet, die Here weet van my borgers, hy weet van my finansiële toestand, hy weet van my huis, hy weet van my plaas, hy weet van alles, daar's niks wat hy nie van weet nie, maar my fokus gaan nou eers skuif na hom toe. En as ek hom soek, dan sê die woord, as ek tot hom nader hy tot my. En my ontmoeting met hom, en sy teenwoordigheid, is belangriker as my behoeftes, want hy sal in elk geval my behoeftes uitsorteer. Prys sy naam. En dit verander iets hier in die grys stof hierbo. Dit verander iets hier. Dit vat die bekommernis en die vrees en die angs weg. Oor die realiteit van die aarde. Tot dat hy uitspraak gee. Tot dat. Yes. Jy sien dan hy wil na die woordjie totdat het 'n wagproses in hom. Omdat hy 'n tydsverloop het. Wat jy nie weet nie, wag jy op hom soos wagters op die môre. Daai ou het geweet as hy op die wagtoring is, dan eindig sy skof met die eerste sonstraaltjie wat oor daai horison kom, eindig sy skof in die volgende ou wag. Daai ou is vaak, hy wag. Hy het 'n begeerte aan slaap. Maar hy wag, hy het 'n job om te doen. Hy moet die stad veilig hou. So hoekom sukkel ons om met wag? Want ons lewe in 'n instant gratification wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar dit was so lieflik. Toe my ma my nie in die hande kon kry op skool nie. Sy moes wag tot ek by die tikkieboks uitkom en 20 sent ingooi en vir haar bel, want sy weet nie wanneer ek in die koshuis is. Of 'n briefie wat ons vir mekaar geskryf het. Wat deur die pos moes kom, jy kan nie wag dat daai brief moet kom nie. Behalwe sy jou afgesê het. Ons kon wag. Ons kon wag. Nou as jy vir iemand 'n WhatsApp stuur en hy kom nie terug binne 5 minute, dink jy, wat's fout? Is jy kwaad vir my? Want ek soek instant feedback die hele tyd. Of as bou jy of verjaarsdag vergeet? Sorry. Ek vergeet. Sit die goed op en dan vergeet ek om jou te laat weet. Ek is jammer oor, ek het geen slegte bedoelings daarmee nie. Laurie, ek kyk nou na jou, ek weet jy het onlangs verjaar, ek het nie vir jou geluk gesê nie. Baie geluk op broer. Instant gratification teenoor wag. As ek bid, moenie 'n tydslyn vir die Here koppel of 'n deadline aan hom koppel nie. Ja, daar gebeur goedjies waar ek my hart voor hom uitstort met 'n tydlyn. Ek sê vir hom sê, Here, ek onthou toe ons moes trek van ons, ek en Heidi ons eerste plekjie na tweede een toe die ou vir ons gesê het met op hierdie datum moet ons uitwees. Toe sê ons, Here, as ons kan vra, sal U net vir ons 5 dae voor ons moet uitwees. Net vir ons wys waar ons volgende blyplek is. En die Here het 5 dae voor die tyd vir ons gewys. En ons is daar uit na die volgende plek toe. So, want daar was 'n tydlyn betrokke, maar ek bedoel nou net die maand nie, dis 'n vraag in jou hart, Here. Daar's tydsverloop betrokke by totdat. Op tot by 'n punt soos die Here bepaal in sy groot almagtigheid. En ek bid tot dan. Ek stop nie met bid omdat ek nie lekker voel nie. Ek stop nie met bid omdat ek mismoedig raak want die Here kom nie deur nie. Of dit voel vir my ek bid in die plafon vas want die Here kom net nie deur nie. Dis nog nie klaar nie. Dis nie tot dat nie. Dis tot by jou punt waar jy gevoel het dis nou genoeg. En dis nou net mooi genoeg. Here, as U nie nou gehoor het nie, dan sal U nooit hoor nie. Dan wil U nie hoor nie. Waartoe gaan jy nou? Nou gaan jy by 'n plek en dat die Here nie vertrouenswaardig is nie. Dat sy wil nie belangriker as joune is nie. Maar dis nie totdat nie. Psalm 123 sê, my oë bly op hom totdat hy my genadig is.
Daar staan nie totdat hy gee wat ek wil hê nie. Daar staan tot hy ons genadig is. Hoe sy genade in jou saak lyk, kan ek nie vir jou sê nie. Wanneer sy genade gaan aanbreek, kan ek nie vir jou sê nie. Maar ek kan vir jou sê, die woord sê, bid aanhoudend, sonder ophou, totdat sy genade in daai saak val. Totdat sy lig duidelik word en jy sien wat die antwoord is. Totdat daar 'n uitkoms is in die saak, links of regs. Maar totdat, hou aan. En dan kom dit nou by wat ek vir jou wil sê in my eie hart. Daar sekere sake waaroor jy al jare bid. En daar sekere tekorte wat jy al so lank besef jy het, dat jy dit nie eers meer regtig voor die Here bring nie, want jy weet nie of dit moontlik is om uitgesorteer te word. Jy sal so teleurgesteld in jou hart teenoor die Here, dat jy nie meer is daai saak voor hom bring. Dis my totdat. As sekere goed waaroor ek nie oorwinning kry nie. En as ek in daai plek ingaan van mismoedig, of teleurgesteld, of seer gemaak, is gewoonlik 'n emosionele wond. Dan hardloop ek reguit na my kruk toe. Ek hardloop nie reguit na die Here toe nie. Ek hardloop reguit na my kruk toe en my kruk vat my in 'n nog slegter plek in, want ek is nie besig om te vertrou op die Here nie. My oë is nie nou dan op hom nie. Ek is nie reg om nou te wag vir die volgende opdrag nie. Ek is nou, toe maar Here, ek sien, U kom nie deur vir my nie, so ek gaan nou maar na my kruk toe. En weet jy wat? Party mense noem dit slegte gewoontes, ander noem dit verslawings, noem dit wat jy wil. Kan ek vir jou verduidelik, en ek het dit al vir jou gesê, maar ek gaan dit vir jou weer sê. Jy's liggaam, siel en gees. Jy het 'n brein. En elke besluit wat jy in jou lewe maak, is daar een neuron wat praat met 'n volgende een, wat 'n boodskap hier oordra, met 'n klein spaak van proteïen. Boodskap word oorgedra, boodskap word oorgedra. Elke senuwee in jou liggaam stuur 'n boodskap vir die volgende een, waar hy boodskap uitkry by die brein en van die brein af terug. Elke hongerpyntjie wat jy voel, is 'n spaak. Alles is boodskappe wat vloei deur jou brein elke dag. Maar as jy 'n sekere besluit oor en oor in repetisie gemaak het, dan brand hy 'n protonbaan vas in jou brein. Neuropathways noem hulle dit. Wat beteken, jy dink nie meer daaroor nie. Die oomblik as jy in daai area inbeweeg, dan sê jou brein vir jou, toe maar ek weet al wat jy gaan doen, ons gaan dieselfde paadjie vat as die vorige keer. En die maklikste voorbeeld is om vir jou te verduidelik, tandeborsel. Jy dink nie oor tandeborsel nie. As jy sê tandeborsel, stap jy na die wasbak toe, jy vat die tandepasta met 'n sekere hand, jy vat die tandeborsel met 'n ander hand, hoe jy ook al maak, daai roetine van jou bly presies dieselfde. Tensy jy jou hand seer gemaak het, en jy kan nie dit nou mee doen nie, nou moet jy dit verkeerd om doen, raai wat skop onmiddellik in? Frustrasie. Want jou brein sê, nou sê jy vir hom, nee, maar ons moet nou anders te omgaan. Ons kan dit nie normaal doen nie, want dit is seer, nou redeneer jy. En as 'n toets gedoen rondom hierdie saak by NASA. Hulle het gesê, hulle wil kyk hoe lank vat die brein om 'n neuronbaan te verander wat hy aangewoond is. Toe sê hulle, maar wat gaan ons doen wat 'n baie algemene toets gaan wees, wat elke liewe ou, ons moet 'n klomp mense in een saal vat en ons hulle toets. Toe vat hulle 28, toe vat hulle astronauts, wat is dit, ruimtevaarders, né? Rocket scientists. Vat hulle vir die ouens.
En hulle sê, die 28 sal nou inkom, ek het nou verkeerd gesê. Vat hulle en sê, right, jou oë, die lig val mos in ons oë in, verkeerd om, Die boonste lig val af, die onderste lig val op, en ons brein draai die prentjie om, Die prentjie wat agter op die retinas word omgedraai, as ek my biologie reg onthou. Skyn nou te goeders. So, hulle sit toe vir hierdie ouens 'n bril op, wat die lig omdraai. Wat beteken, vandat jy jou oë in die oggend oopmaak, tot vanaand wat jy op toemaak, sien jy alles verkeerd om. Jou hele wêreld is verkeerd om. Imagine gou. Dit is net nie reg nie. Maar hulle mag nie daai bril afhaal nie, want hulle is deel van 'n toetsprogram. 28 dae, toe draai die eerste ou se brein die prentjie terug. Want die brein sê, ek hou nie hiervan nie. Ek soek nie dit nie, maar die frustrasie gaan nie weg nie. So die Here het ons gemaak om te kan cope. Die Here het ons fenomenaal, you've been made fearfully and wonderfully. Jou liggaam is onbeskryflik goed aan mekaar gesit. Toe draai die eerste ou se brein terug. Wat het hy gedoen? Hy het gesê, o God, dit gaan nie verander nie. Nuwe baan. Kom ons begin 'n nuwe baan. Moenie vir my vertel, jy kan nie breek met 'n gewoonte nie. Moenie vir my vertel, dis onmoontlik nie, jy wil nie. Dis 'n keuse, die lewe is 'n keuse, en ek en jy kies om aan te hou kies, wat ons in die verlede gekies het. Ons kies om na die vlees te luister, wat na ons toe kom en sê, ek soek hierdie ding nou. Hier is die baan, jy kan maar net op hom gaan. En die Heilige Gees sê, dis nie die pad nie, loop hier langs. Ek sê, nee, toe maar Here, I've got this, moenie worry nie. En die navorsing het baie verder gegaan om te sê dat tussen 50, nou, die astronaut is nou uitsondering, dit is 28 dae, maar tussen 50 en 60 dae gaan dit jou vat om slegte gewoontes te breek. En tussen 20 en 28 dae, as ek reg onthou, om 'n nuwe een aan te leer dan. Baie moeiliker om te breek as om 'n nuwe een aan te leer. Te breek met 'n oue. Wat is die punt wat ek daardeur wil maak? Die punt is totdat daar's 'n tydsverloop daaraan met sake in jou hart wat jy voor die Here gehou het, maar jy kry nie deurbraak daarin nie. Dis nog nie totdat nie. Dis nog in die verloop van tyd. Imagine gou dat Jesus het sy 30 jaar op aarde gedoen. Dit was lekker, no problem. Maar toe kom hy dag wat hy by die Jordaan aankom en hy word gedoop en hy weet, hier begin my 3 jaar. Ons is nou op pad na tot daartoe. En die Vader sê vir my seun, jy kan nie stop en moet opgee totdat dit nie volbring is nie. Wat as die vleeskant van Jesus wat bloed gesweet het? Weet jy wat is bloed sweet? In mediese terme. Sweetkliertjies wat bars van angs. Want hy weet die realiteit wat sy vlees moet deurgaan vir die mensdom. Bietjie dag van af. Hy kon in daai tuin van Getsemane gesê het, didn't sign up for this, ek stop nou. En totdat sou nie aangebreek het nie, en dan sou vir my en jou geen redding beskikbaar gewees het nie. Maar Jesus het daar gegaan en hy daai bloed gesweet en het gesê, Here, Vader, as hierdie lydingsbeker by my kan verbygaan, sal dit great wees. As ek hom nie hoef te drink nie, sal dit great wees vir my vlees. Maar nogtans nie my wil geskied nie, maar u wil, wat beteken, as dit nie is wat u sê nie, sal ek gaan tot by die punt dat totdat aanbreek. Until. Die event mentioned. Wat is die event? Die kruis van Golgotha. Dit is sy totdat. En elke hou wat val, het hy geweet, daar's 'n totdat. En hy moes dit vat, en hy moes sielkundig, moes hy sterk bly, en heeltyd vir totdat kies. En ek het gister vir hulle gesê, as jy die Romeinse strafreg gaan lees, dan sê hulle vir jou daar,
dat die meeste mense het nie kruisiging gemaak nie, hulle het gesterf by die geeseling. Want die bloedverlies en die pyn was te veel by die geeseling. En daarom het mense moed opgegee en daar gesterf. So vir Jesus om te kon gaan tot by die kruis, moes hy die totdat in gedagte hou, want dit is nie volbring totdat dit volbring is nie. Die event deur die Vader se hand bepaal is daar, en daarom sê Handelinge 1 vir ons, soos die tye wat deur die Vader se hand bepaal is, as dit gebeur, sal julle krag ontvang om te gaan tot dat. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy dit in eie krag hoef te doen nie. Jy moet net kan glo en vertrou dat die Here sal krag gee totdat die punt aanbreek wat hy bepaal het deur sy hand in jou lewe en in daai saak waaroor jy bid. Ons gee moed op. Hy moes deel nie net met die fisiese pyn nie. Hy moes deel met 'n plek waar die sonde van die wêreld op hom afkom en die oordeele van God. Die oordeele wat geen mens kon hanteer nie, moes hy vat vir my en jou. Daar wat die woord sê, en toe hy 'n hoofman oor 100 sien dit gebeur, toe sê hierdie is die seun van God, wat was dit? Toe hy sien hoe hy vir my en jou sonde word. Hy wat onskuldig is, dit word, en daai pak wat in die Vader met sy gesig wegdraai, sodat die oordeel oor sy seun kan kom. En eers, toe hy daar hang, na alles, en hy sê, it is finished, was dit totdat. Tot by die punt, totdat dit afgehandel was, was dit nog nie afgehandel nie. En daai saak in jou hart is nog nie afgehandel nie. Daar's goed wat daar sit, jy's moeg gebid daaroor. Jy's moeg met die Here gepraat daaroor. Maar ek voel die Here sê vir my om vir jou te sê, dis nog nie totdat in jou hart nie. Ons oë is nog nie so op hom. Soos 'n diensknegt en 'n diensmaagd op hulle Heer, op hulle koning, ons is nog nie so op hom gerig dat ons kan wag totdat dit aanbreek nie. Ons gee moed op omdat ons wil hê die Here moet vinniger deurkom in daai saak. En hy moet vinniger verlossing bring. Maar die Here wil alles ten goeie laat meewerk vir jou oor daai saak. Hy wil heel waarskynlik uit daai seer en stikkend in jou hart wil hy bediening skep na iemand anders toe. Want dis hoe ons bedien. Wie jou bedien ek? Ek bedien deur die wonde in my hart wat die Here genees het. Ek kan nie vir iemand anders vertel wat ek nie verstaan nie. Ek kan saam met jou stap, maar ek kan niks verstaan nie. Maar as ek daar deur is, kan ek saam met jou stap en sê, ek vat jou hand, ek is al deur. Kom ons stap saam na die Here toe. Wat as hierdie ding waaroor jy so mismoedig raak in gebed, een van die centerpieces op die skaakbord is van jou bediening? Jou bediening beteken nie jy los jou werkie. Jou bediening beteken dit waarvoor die Here vir jou bestem het op hierdie aarde om te doen. Om homself deur jou te leef. En ek en jy moet leer om te bid tot dat daar 'n uitkoms of 'n uitspraak kom. Dan kan ons sê, so sê die Here. Met die grootste vrymoedigheid, Liesel. Amen. Dit kan ek nie uit my eie lewe uit getuig. Ja. Want jy raak moedeloos en dan kom daar wat jy nie hoef dit nie, maar dan gaan jy na 'n plek van angs in. Ja. En jy begin worry en jy begin benoude spronge doen en dan vertrou jy nie meer en dan Correct. jy na mense toe of ja, Yes. na enigiets. Maar 99,9% van die tyd hardloop ons terug na 'n vorm van gemak wat my beter laat voel. Maar daai beter voel gaan net vir so 'n tydjie wees. Dan is dit verby.
En dan actually sit jy met meer skuldgevoel as waar jy begin het. En hy wat wag, ontvang nuwe krag. Hy wat wag op die Here, ontvang nuwe krag en sal sweef, soos op die vlerke van arende. Ek het hier 'n verdere woord as dit nie geliefdes. Al wat ek vir jou wil sê, daar's 'n totdat in ons gebedslewe om te ontdek. Daar's 'n deurdruk, aanhou, volhard, moenie stop nie, hou jou oop die Here, fokus op hom, kyk weg van die realiteit, kyk weg van jouself, sterf van jou begeertes en sê Here, totdat U nie uitsprake gegee het in hierdie saak nie, gaan ek nie ophou bid daaroor nie. Vorm my en maak my net soos U wil, want ek is die klei en U is die pottebakker. En soos my vroukie gesê het by die operasie, in die ongeluk het sy gesê, hoe kan die klei die pottebakker bevraagteken? Maar ons doen. Ons bevraagteken hom, want ons is nie bereid om te gaan tot dat nie. Die Here het 'n lieflike plan met jou en my. Die Here se wil is perfek in ons lewens. Maar totdat ons dit nie gaan besef het, en hom gaan toelaat, om sy wil te leef deur ons nie, gaan ons vasgevang bly in ons wêreldjie, wat tussen hierdie twee ore van ons opruit. En ons verstaan, en ons verwagting van hoe hy dit moet doen, teenoor sy plan. Ek sluit af met Jesaja 30, vers 1. Wee die een, behoede die een, wat planne maak, maar is nie uit my uit nie, sê die Here. Dis daai planne wat jou sink. Dis daai planne wat die Titanic laat sink. Die Here se planne is anderste. Hy laat die Titanic vaar op die oop waters, deur die storms, want hy's op die Titanic, hy's op jou boot, hy's daar. Hy weet van alles. En hy het net jou beste belang op die hart. Maar ons moet kom by totdat in ons gebedlewe. So moet ons bid, totdat die Here praat. Totdat die Here uitspraak gee. Totdat die Here wys. Totdat die Here leiding gee. Totdat die Here se wysheid val. Totdat. Voor dan stop. Dan stop. Kom ons bid saam. Here Jesus, hoe lieflik is U. Hoe lieflik is U woord. Hoe volmaak U weë, U planne, U wysheid, U insig. Leer ons deur U Gees hoe om te bid totdat. Ons het 'n vlees, ons het begeertes, ons het oë wat die dinge van die wêreld sien. Ons begeer die wêreldse goed. Maar U het 'n ander begeerte vir ons, Here. En wanneer daai begeerte is om U te soek met ons hele hart, al ons krag en verstand, U koninkryk en geregtigheid eerste te stel, dan voeg U in die wêreld vir ons by in elk geval wat ons nodig het. Maar ons gaan dit moet besef. En ons gaan moet oorgee en opgee. En daar's soveel neuronbane en dinge wat moet verander. Renewal of the mind wat moet verander hier binne, Here. Daar's soveel gedragspatrone wat moet verander. En ons het U nodig om ons te help. Ons sal die keuse maak, Here. Ons sal sê, hier is ek, stuur my, Here, maar U gaan moet voorsien in alles wat ons nodig het om daar te kom. En ons vertrou U volledig vir dit. Want ons oë is op U wat troon in die hemel. Ons oë is op die koning, ons Here, totdat hy ons genadig is. Ons bid dit, ons glo dit in die kragtigste naam wat bestaan. Die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly, totdat ons mekaar weer sien. Amen.